Welkom by Agri Monitor. My naam is Jacques, ek is jou gasheer en hier praat ons landbou. Kom ons kyk na vandag se program. Die Arabier Telersgenootskap het hierdie naweek op Vrydag 28 en Saterdag 29 Junie hul nasionale kampioenskappe. Marleen Esterhuizen gee voorsmaakie van wat besoekers kan verwag en verduidelik waarom Namibië se Arabierperde en die gemeenskap rondom hulle so 'n unieke rol speel binne die internasionale perdewêreld. Dan kyk ons terug na die Kalkveld Agri Megadag. Dit was 'n reuse sukses en daar was alles te sien. Bokke, skape, konyne, verskeie beestrasse, elektronies aangedrewe karre en dan ook die praktiese demonstrasie van die baalmasjiene wat vir my baie interessant was, die vierkantige baner en dan 'n mooi groot ronde baner. In die program Volker Kref gee 'n bietjie oorsig oor die Agri Megadag en hy sê ook dankie aan die borge. Dan laastens vra Erastus Ngaruka, Agribank se tegniese adviseur vir vee en veiding. Hy vra, hoe voorbereid is jy as veldbrande skielik jou plaas bedreig? Hy sê met die droë seisoen op hande word veldbrande al hoe meer gereeld. En dit is belangrik vir boere om proaktiewe maatreëls te tref om plase te beskerm. Hy sê in die opleidingsvideo deel Erastus praktiese strategieë om boere te help om veldbrande effektief te voorkom. Hoe om voor te berei en hy sê ook hoe om daarop te reageer. Nou, hy het hom in vandag se nuus. In die nuus vandag vir Joune Anderson, bestuurder van Agra Provision sê, boerdery wat slegs deur passie gedryf word, is nie genoeg nie. Produsente het bestuurs- en finansiële vaardighede nodig om hul ondernemings volhoubaar en winsgewend te bestuur. In die berig beklemtoon sy dat Agra Provision se opleiding praktiese onderwerpe ook insluit, soos veeproduksie, gewasverbouing, waterbestuur en selfs hoe om met konyne te boer. En dan ook landboukemikalie, alles met 'n sterk fokus op kommersiële denke, hoe om geld te maak op jou plaas. Sy gaan aan en sy sê Agra Provision plaas groot klem op toeganklikheid. En daarom word die kursusse aanlyn aangebied sodat volwassenes en mense in afgeleë gebiede ook op hulle eie tyd aan hulle kursusse kan leer. En dan laastens Anders sê ook dat vennootskappe met instansies soos die Namibiese Agronomiese Raad noodsaaklik is om teorie en praktiese vaardighede om te skakel en sodoende die hele sektor te versterk. Goeiedag, ek is Marleen Esterhuizen, betrokke by die Arabier Telersgenootskap van Namibië. Dit is vir my baie groot voorreg om met julle te deel oor ons opkomende nasionale kampioenskappe, wat op die 27ste en 28ste Junie 2025 gaan plaasvind by die Roulei-baan net basies parallel met Elisenheim in Windhoek. Ons is baie opgewonde oor hierdie nasionale kampioenskappe. Dit was 'n moeilike seisoen vir perde-eienaars. Daar was baie siektes, ons het baie perde verloor. So ons sien uit om in hierdie koue weer dit vir julle sommer lekker vuurwarm te maak daar by die skou. Ons as Arabier Genootskap van Namibië, dit is ons spoggeleentheid die jaar. Dit is ons geleentheid waar ons teelers absoluut kan kom spog met dit, die harde werk wat hulle ingesit het, die baie onkostes, die baie ure, die baie voorbereiding, en dit is vir ons altyd 'n plesier om te sien wat gebeur hierdie jaar. Dit is noodwendig nie die vorige kampioene wat hierdie jaar weer die selfde kampioene gaan wees nie, die perde het ouer geraak, die jonges het bietjie meer oomf gekry, so daar's ander klasse waaraan hulle nou deelneem, noodwendig as wat hulle verlede jaar deelgeneem het. So ons is baie opgewonde daaroor. Die Arabierperdgenootskap is deel van WAHO, soos ons hulle in Engels noem. Dit staan vir die World Arabian Horse Organization. Dis die organisasie wat basies baie reëls en regulasies het oor die teel van die suiwer Arabierperde.
Dis vir ons 'n trots om deel te wees daarvan vir meer as 20 jaar. En ons lede is onderhewig aan baie streng reëls en regulasies vir die teel van hulle perde. En wat Namibië by uitstek bo alle lande uitsonder, is die feit dat ons oop is, ons savannavelde, die absolute ideale klimaat is, dat hierdie Arabierperde kan teel in natuurlike omstandighede. Ons gebruik baie min kunsmatige inseminasie, glad nie oorplantings op hierdie stadium nie, alhoewel dit toelaatbaar is volgens reëls, maar glad nie. En dit maak ons Arabierperde gesog in die buiteland. Ons perde is in besonders vir hulle verskriklike verskeidenheid vlakke waarop hulle kan deelneem. Ons het nie perde wat net in een klas kom deelneem nie. Ons kry een perd wat maklik in 5 klasse deelneem. En dit is vir die internasionale beoordelaars en die internasionale gaste besonders om te sien. Dis besonders om te sien hoe 'n perd in 'n halterklas homself kan handhaaf en dan in 'n English riding class of in 'n Western class. So dit is wat dit absoluut uniek maak in Namibië. So ons het hierdie jaar besluit om ons nasionale kampioenskappe bietjie meer uit te brei, om nie die gemoedere van die hele perdegemeenskap te lig, en ons het oop klasse ook, waarin verskeie perde deelneem. Ons het baie van die Awesha mense wat deelneem, dit sluit quarter horses in, dit sluit saalperde in. So ons het hierdie jaar amper 60 perde wat tentoongestel gaan word en in klomp verskillende klasse gaan deelneem. Ons het van jong kinders wat ry, amateur ryers wat ry, tot die professionele klasse. Natuurlik is ons suiwerklasse, waar ons nasionale kampioene aangewys word, is slegs vir ons suiwer geteelde Arabiere en Arabierperde, en waarvan die eerste vereiste natuurlik is dat die teeler en die eienaar 'n lid moet wees van die genootskap. Maar dit is vir ons heerlik om te weet dat ons oor die grense gaan net van een ras en almal gaan verwelkom hierdie jaar by die skou. Ons sien regtig baie uit daarna. Ons perde is regtig van uitstaande gehalte. Ons het verlede jaar vir die eerste keer met City Night Fight 'n perd gehad wat absoluut volpunte gekry het op meer as een van die internasionale standaarde, en dit was vir ons absoluut hoendervleis oomblikke. Dis ook vir ons heerlik om te weet dat op die internasionale skaal ons perde bo 90 plus doen, wat uitstekende punte is om te behaal, juis op internasionale vlak. Ons beoordelaar hierdie jaar is Glynis Lilly. Sy is 'n Australiaanse internasionale beoordelaar. Ek het die voorreg gehad om haar te ontmoet by die Waalkonferensie wat nou in Abu Dhabi was. En ons sien baie uit om haar te hê. Sy bring ongelooflike kennis saam. En wat baie lekker is sy gaan lekker terugvoer vir die teelers gee. Is hulle in die regte rigting? Wat kan hulle verbeter? Wat is hulle uitmuntend in? Ensovoorts. So ons sien baie uit daarna. Ons het ook hierdie jaar ten minste 7 Australiaanse gaste wat kom, waaroor ons baie opgewonde is. En ons het Suid-Afrikaners wat kom, 3 groepe, waarvan ons ook baie opgewonde is. So al is dit net 'n nasionale skou, is ons regtig opgewonde om die internasionale gaste hier te ontvang. Dit is hulle wat die boodskap uitdra in die buitewêreld oor watter gehalte perde Namibië het. En ons het hierdie jaar 'n baie besonderse prestasie gehad met 'n lid van ons perd wat in Abu Dhabi aan 'n reis resies deelgeneem het daar, 'n uithou resies wat eerste gekom het en absoluut geskiedenis gemaak het. Ons het 'n lid wat verlede jaar op die Nederlandse skou derde gekom het, maar genooi is na die wêreldkampioenskappe toe. So Namibië is nie net hier 'n ou klein landjie in Afrika wat ons perde aanbetref nie, veral ons suiwer geteelde Arabierperde nie. Hulle weet van ons op internasionale vlak. So, dan is dit vir ons ook natuurlik baie lekker om altyd ons borgers te verwelkom wat vir ons help. Ons het hierdie jaar weer vir Gobabis Toyota as ons hoofborg en ons sien uit om die manne van die ooste daar te hê. Natuurlik het ons baie ooste deelnemers ook en ons die deelnemers kom regtig reg oor die land. En
ek kan net vir jou eerlikwaar sê dat dis die groep mense met wie ek oorlog toe sal gaan. Dis mense wat absoluut verbind is tot hierdie passie van hulle. Dis vir my heerlik om deel te wees en om te sien hoe daai perd weet, hy kom skou of sy kom skou en hulle gaan net next level as hulle daai musiek hoor en hulle weet ons is hier om te skou. Dis hoendervleis oomblikke waar ons vreeslik graag die publiek uitnooi om deel van te kom wees. Ons het bitter baie klasse. Die program sal op ons Facebookblad beskikbaar gestel word. Ons het van halterklasse na ryklasse, na Hunter Pleasure, na The Most Beautiful Head. Ons het iets van alles. Ons het absoluut iets van alles en al daai klasse sal op die programme wees. Vir my persoonlik is daar 2 klasse wat uitstaan. Die Liberty klas wat gewoonlik op die Vrydag die laaste klas is wanneer die perde mos nou net eenvoudig 'n minuut kry. Hulle word ingebring, hulle word losgelaat op lieflike musiek en hulle voel daai musiek in hulle are. Hulle wys dan waarvan hulle gemaak is en die skare gaan mal en binne 2 minute is dit verby en dan het die persoon absoluut 'n minuut kans om die perd weer aan die halter vas te maak. So dis absoluut 'n belewenis om te sien. En die hoogtepunt van die skou is natuurlik ons kostuumklas, waar ons die suiwer geteelde Arabiere sal hê en hulle sal dan in hulle kostuums wees, soos wat hulle nou aan 'n oorlog sou deelgeneem het in die verlede en absoluut op 'n parade sal wees. So die ruiters lyk pragtig, die kostuums van die perde is pragtig. Dis hoendervleis oomblikke om te maak. Ons het baie hulp, dankie vir Rolei en hulle personeel, Ronel spesifiek en Annemarie Strauss wat ons kos gaan beheer. Daar gaan heerlike kos wees deur die dag vir die publiek. Die toegang is gratis, dit kos absoluut niks nie, so julle is regtig welkom om te kom geniet, oud, jonk, kom en geniet die dag saam met ons. Dit is 'n dag waar ons weer geskiedenis gaan maak, waar ons die nuwe herinneringe gaan bou en absoluut uitsien om te sien wie hierdie jaar die nasionale kampioene in al die verskillende klasse gaan wees. Ons kan nie wag om julle daar te sien nie. So ons kom op die einde van die 10de Agri Mega Dag. Ons het 'n groot suksesdag gehad. Ons het begin vanoggend met ons eerste spreker, Sarel de Tooy, wat baie interessant was. Dan het ons na die beeste begin kyk en dan het ons demonstrasies gedoen van stalletjie na stalletjie, waar elkeen kans gehad het om te praat. Dan het ons lekker ramsteak en chips geëet vanmiddag. Ons saal was vol gewees, baie mense. Ons sê baie dankie aan elke besoeker wat gekom het. Dan die namiddag het Jörg Gaukler nog gepraat oor die Dexter en dan het hy ook oor lewingslandbou gepraat en hoe hulle dit doen in die suide. Daarna het ons nog van stalletjies toe gegaan en ons het nog demonstrasies gedoen wat baie interessant natuurlik was. So ek wil baie dankie aan elke uitsteller sê wat na die Agri Mega Dag toe gekom het, die moeite gedoen het om hier te wees. Dankie vir elke besoeker wat hierso was en dan dankie aan my boerevereniging, Kakveld Boerevereniging wat al hierdie reëlings getref het en dat ons so 'n groot span is en kan saamgewerk het. En dan wil ek ook die borge bedank wat natuurlik hierdie dag moontlik ook maak. Sonder daai borge sal dit ook nie moontlik wees nie. Eerstens wil ek dankie sê aan Bank Windhoek en FNB en Standard Bank. Baie dankie aan julle. Dan het ons nog ander borge. Ons het Rongo Motors en Trekkers. Ons het Klaas Hoogveld Agriculture Machinery. Dan het ons Securitas Insurance Brokers. Ons het Wilbeck. Ons het Agra. Ons het Bilted Umaruru. Namibia Safari Services. En dan Lela Farming. Colmets Farming. Namib Mills. Hollard Insurance. Frandrey Plastic Molds. Maritz Transport.
Sarel en Sarel de Tooi. So baie dankie aan elke borg wat dit moontlik gesien het en om vir die Kalkbosboerevereniging en die Agri-Mega Dag 'n borg te gee. Baie dankie daarvoor. Good day, farmers. My name is Erastus Ngaruka. I'm the technical advisor for livestock and rangeland management in AgriBank's Advisory Services. Yeah, today we're going to talk about veld fire. So we know normally that these months, especially from the spring months onwards, before the rainy season starts, or at the onset of the rainy season, that's where we have a lot of fire activities, veld fires activities. So the veld fires can be classified as two. There's that fire that comes naturally as a result of lightning, and there's the fires that we as humans also contribute to by either, we call them planned fires, where we plan to manage our grazing, and then there will also be those that are accidental fires, where probably maybe a car stood by the roadside and the hot metals ignite the grass and so forth, or maybe someone is smoking or next to the dry grass and throw the cigarette butt like that. Yeah, so those are the different causes of fires. All right, but fire naturally is good because it also controls vegetations. It also burns old materials for the fresh ones or the fresh tillers to come out or to grow. And they also burn seed coats to crack and for the seeds or the seeds to germinate. Yeah, but again, we have less fires in certain areas due to overgrazing, because part of one of the fuel for fire to light or to ignite is the grass. So if you have less grass, then you have less fire, and it's commonly known that if you have less grass, then other plants, opportunistic plants, take over. So now fire naturally is good, but then it can be detrimental if it overburns. Okay, sometimes it can also burn property. It can also cause injuries to human beings and even to animals. All right, so it's very important that farmers prepare, especially during this season now, from August onward. The farmers should prepare for veld fires. Yeah, and in Namibia we know how common fires are in certain areas, and to what extent can they also burn and so forth. So it's better to prepare. How do you prepare? Number one, you need to be aware, you need to establish neighbor relations. Now that is very important, so that if fire is burning in your neighbor's farm, you are able to assist, or if they have proper equipment, they can come and assist you. So neighbor relations is very, very important. So, and again, there must be equipments on your farm. You must have equipments. The fire engine or the firefighting equipments can be the rubbers that people use to heat fire with and so forth. The water, especially in the fire tank, there must be sufficient water already, and the fire engine must be tested that it's working or the pump is working, so that in the event of fire, you are certain that you are able to extinguish that fire. Yeah, so don't start trying to prepare everything while the fire is burning. You might lose out on that one. All right, so when you are busy fighting fire, there must be also some form of communication. You need to establish strategic communication where people are in groups and there's some constant communication, updating each other on where the fire is heading to, the direction of the fire, or who is where, and so forth, and maybe giving each other's ideas on how to fight and so forth. There must be communication, because if there's no communication, then everyone becomes a leader, and if we have too many leaders at one spot, then there will be confusion, and some people might be harmed in the process. So prepare your fire engine, the tanks, the water must be available, all the equipments must be tested to see if they are really functional at that point in time. Yeah, and again,
You need to communicate with your neighbors. Everyone must be ready. You also need to have fire breaks. These paths or roads along your boundaries or along your internal camps, just to prevent the fire from spreading from one area to another. Yeah, so it's very important that you maintain your fire breaks constantly. So if it's adjacent farms or opposite farms on the roadsides, yeah, make sure that the grass along the roadside is also cut and so forth. If it's camps on your farm, let's say you have 4 camps, 1, 2, 3, 4 camps. So your grazing practices can also help you to manage fire or to contain fire. Let's see, the 2 alternate camps may not spread fire to each other. So that's why, but the adjacent ones next to each other like this, you may need to graze one of them, so that if fire starts in the one that is not grazed, that there's grass, at least this one where the grass has been removed, there will be no fire. Or you also make sure that you open your gates in case animals have to, your livestock, cattle or goats or sheep have to escape. Make sure that you have areas of safety on the farm where you can quickly drive your animals to. Yeah, so fire can be dangerous, it's very exhausting. There must be a first aid kit as well for the human beings. You need to make sure that everyone carries a first aid. Everyone should have water also, because you can be dehydrated. It's very an exhaustive exercise. Yeah, and you also need to be fit. And you have to keep up with the rest of the team, and that's why there must be a constant communication. There must be also people or someone who will be monitoring the whereabouts of everyone. Okay, so that is very important. Yeah, fire is good because naturally it has to maintain vegetation types or our savannas, but then as good as it can also be very harmful or dangerous where property can be damaged. And again, around farmhouses, make sure that there's no grass. You clear the grass around farmhouses or around electrical stations and so forth. Yeah, so make sure that there's safety all the time. And also the protective gear that you must wear as a firefighter, they must be proper to protect you as well. Yeah, so when fire burns, it can burn at different intensities, but this can be exacerbated by the moribund materials on your land. Yeah, for example, yeah, if you have a lot of dry grass, yes, then it can burn. If you have a dense grass stand, then it can burn so much. But again, these kind of materials, these dead wood or dead plant materials, like this particular one you are seeing, can also intensify the fire. So fires can run at different speeds given the wind speed, and also can change directions given the wind direction and so forth. So we must be aware of the wind direction and the speed and so forth, and also be mindful of these moribund materials, because sometimes they can overburn also. So if you have more dead materials, wood materials on your land, they will intensify fire. So, and that fire will overburn your soil, it will burn the seeds or the seed bank, and then you might have a problem with regermination of your herbaceous layers or plants, especially the grass. Yeah, so please be mindful of the wind, and also the materials that you may have on your grazing can intensify the fire. En so sluit ons die program af. Agribank herinner boere dat veldbrande 'n werklike risiko is in die droë seisoen en dat om voorberei te wees jou beste beskerming is. Die Kalkveld Agri Meegedag het gewys wat moontlik is wanneer 'n gemeenskap saam staan, van diere-uitstallings tot tegnologie in aksie en van die lekkerste steak and chips wat ons geëet het daai naweek. En laastens, moenie die Arabierperd kampioenskap hierdie naweek mis nie, net daar buitekant Brakwater. Jy gaan 'n viering van uitnemendheid, passie en internasionale trots wees. Sien julle dan.